Ek kyk hierso en ek sien in Johannes 8. Johannes 8 vers 32. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Watter waarheid was dit? Watter waarheid sou hulle leer ken? En daardie waarheid sal hulle vrymaak. Nou dit was voor die kruisiging, nee. Jesus sê in vers 36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Wanneer sou hulle waarlik vry word? As die Seun hulle vrygemaak het. En wat het hy dit gedoen? As jy nou kyk in 1 Johannes 3, net vir jou hierso wys, 1 Johannes 3, vers 8, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Hierdie waarhede, watter waarheid moet ons leer ken? Die waarheid dat die Seun verskyn het om die werke van die duiwel te verbreek. Die werke van die duiwel is oor jou reeds verbreek. Nie dat jy daarin wandel nie, in die vryheid wandel nie. Maar Jesus het alles gedoen om die werke van die duiwel te verbreek. As jy Hebreërs 2 lees, Hebreërs 2, wil ek vir jou hierso lees, hy skaam hom nie om ons sy broers te noem nie. Ja, dis ook mooi, in Hebreërs 2, om hierdie rede skaam hy nie om ons sy broers te noem nie. Vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. Hierdie waarhede moet ons leer ken, dat Jesus, hom wat mag oor die dood gehad het, tot niet kon maak. Hy sê, hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. So Jesus het dit kom doen. Kyk mooi, kyk hierso, nog 'n skrif hier in 2 Korintiërs 4, gaan ek net omkry hierso vir jou. Hy sê hierso, 2 Korintiërs 4, hy sê, van vers 3 af, maar as ons evangelie, as hierdie goeie nuus dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld kleinletter gee, die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. As die evangelie bedek is, sê hy, dan is dit bedek in die wat verlore gaan. Hoekom gaan hulle verlore? Hy sê, naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld, kleinletter, die sinne verblind het. So, hy is, wat Johannes 8 sê, die vader van die leuns. Wanneer hy leuntaal praat hy sy moedertaal. Hy is die vader van die leuns. So hy, deur bedriegery, wil hy mense tot dwaling bring. Hy sê, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie. Die goeie nuus bring verligting van die heerlikheid van Christus. Van die heerlikheid van Christus. Die goeie nuus is dat God se heerlikheid nou ons nie ontbreek nie. Ek dink jy onthou daai skrif wat ons altyd baie aangehaal het. Toe ek net 'n Christen geword het, het ek hierdie een skrif so goed geken, Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.
Nou, die verligting van die evangelie, van die goeie nuus, kom na ons toe as ons dit verstaan. So, in Johannes 8 sê Jesus, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Dan kom Paulus, na die opstanding, in Korintiërs, hy sê, hierdie evangelie, party mense verstaan dit nie, hulle sien dit nie, want die God van hierdie wêreld het die sinne verblind. Nou, hoe gaan ek en jy kan sien? Ons moet nou gaan en hoor wat Romeine 10 sê hy sê, want wat sê die skrif? As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Nou sê hy, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? So, nou, geloof kom, volgens Romeine 10 vers 17, deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God. Nou sê hy, hoe kan hulle glo as hulle nie van hom hoor nie? So iemand moet hulle vertel. Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek, sê hy, vers 15. En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie, die goeie nuus van vrede verkondig. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Wat is hierdie waarheid? Dis die goeie nuus van vrede. Jesus sê, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Jesus kom om iets te doen, en dit wat hy aan jou doen, aanvaar jy deur die geloof, en die oomblik as jy dit deur die geloof aanvaar, dan word dit 'n werklikheid vir jou. In ek dink dis Efesiërs 1 of 2, maar 1, ja, hy sê hierso, nee, is Kolossense, laat ek dit net kry vir jou hierso, Kolossense, hy sê, en ons kan die Vader dank, wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. So ek en jy is deur die werk van Jesus bekwaam gemaak om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges. Wat is die erfdeel van die heiliges? Wat ek vir jou daar in Romeine 3:23, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar nou, omdat Jesus gekom het die heerlikheid van God na ons toe gekom. En nou is dit weer ons deel. Nou sê ek, vers 12, en die Vader mag dank, in wie ons die verlossing het. Hy sê, hy wat ons verlos het, vers 13, uit die mag van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Hierdie is die waarhede, wat ek en jy moet leer ken. Ons is die vrygemaaktes. Vrygemaak, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. Goed, kyk gou mooi hierso nou. Vers 14, in wie ons die verlossing het deur sy bloed. So, voordat hy nie betaal het nie, kon jy nie vrymaking smaak nie. Maar nou dat hy betaal het, dit is die waarheid wat ons moet leer ken. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. So, voor Jesus gesterf het, was daar niemand wedergebore nie. En hulle kon nie verstaan nie. Want jy kan alleen die koninkryk van God se dinge verstaan en ingaan as jy weergebore is. So, hierso sê hy duidelik, hierdie waarhede wat ons moet begin verstaan, is hierdie ding. Onder andere, daar's baie, maar hier is dit mooi. Hy sê, hy het ons uitgehaal uit die mag van die duisternis en
oorgebring in die koninkryk van die Seun. Ek en jy is uitgehaal, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, vers 13, en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde.